Goeiemôre, elkeen wat wil inskakel by les nommer 27 met die titel Soek getroue mense, wat bekwaam sal wees uit elke stam, nasie, volk en taal. Nou hier begin ons nou bietjie ook aan die praktiese kant met die gesels oor hoe om nuwe siele te wen vir die Here, hoe om 'n visser van mense te wees. So, ek gaan wegspring deur 2 Timoteus 2 vers 1 en 2 met u te lees. Dit is wat Paulus geskrywe het aan Timoteus en hy noem hom my seun, omdat hy daai pa-seun verhouding met hom gehad het in die geestelike wêreld, in die koninkryk van God. En maar ons weet tog almal dat God die Vader is ons Vader. Hy is die Vader van die Here Jesus Christus. En Jesus het baie daarna verwys. En hy het ook met die disippels gepraat en gesê, my Vader en julle Vader. So, alhoewel Jesus die gestuurde was van God drie-enig, waarvan hy deel daarvan was, het hy duidelik vir hulle laat verstaan dat hulle dieselfde Vader as hy. Jesus se Vader is ons Vader. En so ons as mense kan nie regtig iemand se vader wees. Ons kan ons eie kinders se fisiese pa wees, maar ek praat van geestelik. En baie mense maak hopeloos te veel van hierdie vaderskap-seunskap storie. En hulle dryf dit tot op 'n punt van 'n menslike vlak. En dan word dit nou weer die mens se weë en nie Christus se weg nie. Christus se weg is duidelik. Ek gaan na my Vader en julle Vader. Dis duidelik, gaan nie verder daaroor uitwy nie, want duideliker is dit, kan dit nie wees nie. Kom ons lees dan nou 2 Timoteus 2 vers 1 en 2. Jy dan, my seun, wees sterk deur die genade wat in Jesus Christus is. Wat jy van my gehoor het, onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne, wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. Dit wil sê, deur ander te disipel. Wat Paulus eintlik hier so sê, deur die Heilige Gees is, jy het my seun geword deur die evangelie, maar ons Vader is Vader God, maar ek speel 'n vaderlike rol as mens in die gees, 'n geestelike mens, wat weergebore is, wat uit hierdie Vader gebore is, uit die gees gebore is, speel ek 'n pa-seun verhouding rol in jou lewe. En ons moet dit altyd op daai vlak hou, ons moet nie iets meer van dit maak, as wat God daarmee bedoel nie, want dan dan dwaal ons, wat daai waarheid betref. So, kom ek staan net eers stil by vers 1, wat sê, hy sê, wees sterk, deur die genade wat in Christus Jesus is. Maar anderwoorde, hierdie ding van om uit te reik en in siele te wen vir die Here en hulle dan te disipel, is 'n lewenslange proses. Dis 'n taak, net soos wat 'n fisiese vader die taak het om nie net kinders voor te bring nie, maar om hulle groot te maak. Dit wil sê om hulle op te voed, om vaderskap oor hulle te neem en verantwoordelikheid vir hulle te neem en hulle die weg te leer wat hulle moet gaan, om dan ook by God te hoor, wat is die doel van hierdie kind se lewe, wat is God se plan en droom en visie vir hierdie seun, hierdie kind, wat God aan my toevertrou. Dit is uiters belangrik dat ons heeltyd met God skakel oor wat ons doen en laat behoort te wees, teenoor die mense wat ons dan nou bereik en die mense wat ons vir die Here moet disipel. So die disipelskap is 'n uiters belangrike ding en dis die taak van elke mens. Elke mens wat weergebore word, moet gedisipel word. En dis waar die kerk nie altyd reg is nie. Meeste kerke het geen disipelprogram nie, of hulle sê, hulle disipelprogram is as hulle Sondag 'n boodskap preek. Dis die disipelsbank. As ek eenmal 'n week my kind toespreek vir 'n uur, eenmal 'n week, 1 uur in 7 dae 'n week,
Dink jy ek kan my kind behoorlik opvoed? Dink jy ek maak my kind behoorlik groot? Nee, dit werk nie so nie. So ons moet baie realisties dink oor die ding, en hy sê hier, wees sterk. Dit beteken, jy gaan baie keer moedeloos raak, jy gaan baie keer teleurgestel word, jy gaan baie keer harde werk gedoen het in iemand se lewe, en dan stap hy persoon net van jou weg, en dan is dit vir jou asof jy alles verniet gedoen het. Ek wil vir u sê, ek het baie so gevoel, baie keer in my lewe, maar wie die Here sê, niks is te vergeefs. As jy iets vir die Here doen, is niks daarvan te vergeefs nie. En dit, ons hoef nie 'n verduideliking eers te hê daarvoor nie, want die Here hou die skorbord, as jy soos die Engelsman sê. Die Here hou boek van wat gebeur. Die Here weet presies wat met elke mens gebeur. En baie keer moet ons maar net 'n klein rolletjie speel in iemand se lewe, en dit laat daai persoon toelaat om aan te beweeg na iemand anders te. So, dis die Here se skape. Dis die Here se kerk. En ons moet saam met die Here werk, en ons moet nie besitlik raak nie. Ons moet nie mense ons eiendom maak, en sê, dis my disippels nie. Dit kan nooit ons disippels wees nie. Dit kan ons verantwoordelikheid wees om Jesus se disippels te disipel. Dis 'n baie veilige en 'n verantwoordelike manier om daarna te kyk, en daaroor te praat selfs. So vers 2 sê iets weer, klop ander goede wat ons moet na kyk. Hy sê, wat jy van my gehoor het, onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne. Dis interessant, met ander woorde, Paulus herinner vir Timoteus daaraan. Die Here het 'n werk in jou begin, en in my, en deur my in jou. Ek speel 'n rol in God se koninkryk in jou lewe. En alles wat ek jou geleer het, moet jy onthou, want dis wat die Here my geleer het. En dis die opdrag van die Here, dat die Heilige Gees gaan ons leer alles wat Jesus geleer het. So nou, moet ons almal verantwoordelikheid vat daarvoor, om die Heilige Gees te hoor en te gehoorsaam, om mense te disipel, soos wat 'n pa 'n kind groot maak. Dit is wat die Here eintlik hierso vir ons verduidelik. Dis net soos 'n gewone huisgesin. 'n Gemeente is net 'n versameling van 'n klomp gelowige huisgesinne, waarvan God die Vader is, Jesus die Here is, die Verlosser is, die middelaar is, die een wat vir ons voorgaan by die Vader, wat vir ons intree, wat ons hoëpriester is. Geweldige klomp verantwoordelike rolle wat Vader, Seun en Heilige Gees het, en ons sal later in detail ingaan daarop oor die drie-enige God. Maar vir vandag wil ek net hê jy moet verstaan, die Heilige Gees werk al die goede vir ons uit, lei ons en bring ons by die regte mense, maar ons moet nie besitlik raak nie. Ons moet ook nie teleurgesteld raak as mense aanbeweeg nie. Dit maak ons net meer volwasse as ons dit beter hanteer. So, wat julle moet verstaan hier is, die eerste voorwaarde wat die Heilige Gees hier op Paulus se hart lê is, ons moet nie soek sommer net na belangrike mense nie. Moenie die burgemeester, die stadsklerk en die wetsgeleerdes, die slimmes en die geleerdes en die belangrikes en die vernames en die rykes. Dit is nie wat die Here sê nie. En ons as mens is so, ons sê as ons daai man kan kry in ons gemeente, hy's 'n invloedryke man en sy invloed gaan maak dat hierdie gemeente groei. Nou as daai man die oorsaak is vir die groei van jou gemeente, dan moet jy maar liewerste weer van voor af begin. Want nêrens in die Bybel staan daar die Here gaan deur daai man of 'n man of 'n vrou sy kerk bou nie. Jesus sê, ek bou my kerk. So, ons moet dat die Here se kerk bou, ons word medewerkers. Ek wil hê jy moet verstaan dat jy kan nie vir God werk nie. Jy word 'n medewerker saam met God. God gebruik mense om sy werk te doen. Hy werk deur ons, maar hy werk eers in ons. En hy werk eers dinge in ons lewe uit, sodat ons dit wat ons van hom geleer het vir ander kan leer. As 'n getuienis. 'n Getuienis is baie kragtig, want jy getuig van hoe God dit in jou gedoen het, en dit val baie goed in die harte van die mense wat jou hoor, en dit hulle gryp dit sterker aan, en die Heilige Gees gebruik dit baie kragtig. So, ons moet almal disippels maak. Ons moet hulle leer
wie is Jesus, wie is die Vader, wie is die Heilige Gees, en ons moet hulle leer om in die huishouding van God te kom. Hoe gedra mense as ons by mekaar kom in God se huishouding? Daar moet tog 'n opvoeding wees rondom dit in God se huishouding. Net soos daar parallel daarmee, in elke huis, ek het my kinders geleer, so tree ons op. My vrou saam, hulle maat, het hulle geleer, so tree mens op. As jy dit doen, as jy dat doen, as jy by mens kom, as jy winkel toe gaan, of waar jy ook al by mekaar kom, of wanneer ons as 'n gesin by mekaar kom, dis hoe ons gaan gedra. En dit is ons opvoeding. So, dit is presies wat dit is om disippels te maak, is om mense op te voed in die leer van Christus, in die gedrag deur die Heilige Gees gelei, en om Vader te verheerlik, om 'n kind in 'n huis, in die huishouding van die Vader te wees. Nou, ek hoop jy verstaan hierdie, maar die belangrike ding wat jy moet raak sien hier, so is getroue manne. Getroue manne. Daar's baie mense, hulle is oulik, hulle is charismaties, hulle is talentvol, hulle is vriendelik, maar hulle is nie noodwendig getrou nie. Moenie bou met loskalk nie, hoor. Jy moet die Here vertrou, wie die Here aan jou toevertrou om hulle te disipel. Jy gaan jou tyd dalk 'n bietjie hier en daar mors, maar dit is nie te vergeefs nie, het ons net nog gesê. Maar wat jy wel moet voormik en strewe, is om daardie persoon of persone of gesinne te bereik wat die Here na jou toe stuur, of waar die Here jou heen stuur. Maar hoor, dit is God se saak, dis God wat dit bedryf. En dan is dit 'n baie veiliger manier om mense te disipel. Ons kyk gou na Matteus 6 vers 31. Daarom moet julle nie kwel nie en sê. Nou, om te kwel, om te kommer en om te worry is baie sleg. Dis ongeloof. Moet jy nie kwel en sê, wat sal ons eet en wat sal ons drink en wat sal ons aantrek nie. Die Here sorg vir die bossies, hoeveel te meer sal hy nie vir ons sorg nie. So om te worry, of om te kwel, en dan goede te sê in kwelling is soos in negatiewe woorde wat jy spreek, belemmer jou saak, dit verbeter nie jou saak nie. Hou op kwel, glo liewer. Geloof kom uit die gehoor van die woord van God. Kry die woord van God op jou lippe, kry die woord van God in jou hart, kry die woord van God as jou belydenis, en doen net wat die woord sê. En as jy dit doen, en jy hou daarby, dan gaan jy suksesvol wees, want God seën sy woord, en hy gee sy engele bevel aangaande die belydenis en die spreek en die stem gee aan sy woord. Dit is krities belangrik, dat ons moet oppas wat ons sê. En dan sê hy in vers 32, want na al hierdie dinge, soek die heidene. So ons moet een of ander tyd, moet ons nie soos 'n heiden meer lyk nie. Ons was almal heidene voordat ons weer gebore geraak het. Maar ons moet groei tot volwassenheid in Christus. Ons moet begin lyk soos Christus lyk. So met ander woorde, ons moet nie die dinge meer doen wat heidene doen nie, om jou te kwel en jou hele lewe te wy net om te jaag na geld en huise en allerlei rykdomme en goede nie. Dis 'n baie groot foutjie wat jy maak. Want na al hierdie dinge soek jy heidene. Want die Hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Dis amazing om te weet, God weet alles. Maar tog sê God, toon jou afhanklikheid aan my en vra my, bid, hou aan bid vir dinge. Ek weet wat jy nodig het, maar jou geloof moet in my wees, want jy is my disipel, jy is my gestuurde, jy moet kan sê, God het vir my gesê om dit te bid, en ek het dit gebid. God het vir my gesê om daai mense te kontak, want hy het my so gelei, en dan doen jy dit, en daai gehoorsaamheid is kragtig, en God gebruik het om sy kerk te bou. Vers 33 sê, maar soek eers die koninkryk van God, en sy geregtigheid. So, in plaas van soek na rykdomme en al die lekker dinge en die dinge, soos sê, the good life, soek die dinge wat belangrik is vir God. Soek eers sy koninkryk, met ander woorde, waar hy koning is, waar sy seggenskap geld, en waar ons hom dien in gehoorsaamheid, en hom behaag, deur te doen wat hy wil hê ons moet doen, deur te sê wat hy wil hê ons moet sê, soos sy woord sê. En dan,
ook sy geregtigheid. Dit beteken om in die regte verhouding met God te staan. Soek dit. Jy moet dit soek dit en jy moet mense soek wat dit soek. Sodat jy dit wat God reeds in mense werk, dit kan ondervang met jou betrokkenheid en met jou insprake en met jou liefde en jou gereelde besoeke en omgee en opvolg oor en oor. Dan kom daar 'n interaksie en jy kry meer geleentheid om hierdie mense se lewens op te bou. Nou oké, ons soek eers die koninkryk en God se geregtigheid en die koning sal ons lei. En dan sal al die goede vir ons bygevoeg word. Al die goede wat ons so graag jaag, sal dan vir ons bygevoeg word. Ek sluit af hierdie eerste sessie net oor die maak van disippels, om getroue mense te soek. Ons moet getroue mense, ons moet die regte mense soek. Ek gaan nog baie inspraak vir u nou gee in die volgende les. Maar hoor net hierdie eers. Kwel julle dis nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Mense, moenie dink die lewe het nie kwaad nie. Ons het gesondig, die lewe in hierdie wêreld is onderhewig aan die sondeval. En God het gekom om vir ons 'n verlosser te stuur, sy naam is Jesus Christus, en ons moet aan hom verknog wees. Hy is die koning van sy koninkryk, en sy geregtigheid gaan ons oprig, en ons koningse priesters vir God maak, om te heers in hierdie gebroke wêreld, en om daaroor te triomfeer, deur Christus wat ons die krag gee. Ons is gestuur om 'n verskil te maak. Ons is nie gestuur om te gaan lê op ons rug en laat mense maar op ons trap nie. En ons moet gesag neem oor demone en situasies en onweer en calamities of storms en goede wat mense laat lei. Die Here het ons gestuur om 'n verskil te maak. Die Here sê maak die siekes gesond. Moenie huil oor die siekes nie, maak hulle gesond. Moenie huil oor die storms nie, bestraf die storms. Tot volgende keer. Ek groet julle in Jesus naam.